Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanoggend. Dit is lekker om almal van julle te sien. Ek wil eintlik begin om vanoggend te sê geseënde opstanding Sondag. Wat 'n voorreg het ons om vanmôre hier by mekaar te kan wees en die opstanding van ons Here Jesus Christus te vier. Ons het 'n wonderlike Paasnaweek. Ons het 'n wonderlike Goeie Vrydag gehad en wat 'n wonderlike dag om vandag die Here te dien as gemeente saam. Nou broers en susters, julle onthou, ons het so jaar of wat gelede het ons begin om Paas-Sondag ons sangdiens te maak, 'n Paas-sangdiens. Want dit is waaroor dit gaan. Ons moet vanmôre bly wees in ons harte. Ons kan vanmôre juig en sing oor die opstanding van ons Here Jesus Christus. En daarom wil ek vra dat jy dit saam sal geniet, hartlik saam sal sing en sal beleef en erken en bely met ons woorde en met ons stemme dat ons Here Jesus Christus leef. Die Here het opgestaan. Die Here het waarlik opgestaan. Here, daarom kan ons vanmôre saam met die psalmdigter kom sê, ek kyk op na die berge. En ons kan bely, ek weet waar my hulp vandaan kom. My hulp kom van die opgestaande Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Die opgestaande Here wat die hemel en die aarde en my lewe in sy hand hou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Voordat ons begin met die eerste lied, Wilhelmine, ekskuus, ek breek nou 'n bietjie die gang. Ek wil net eers die afkondigings doen, anders as ek dit aan die einde doen, dan breek ons nog groter die gang. Ek het ook vergeet om die afkondigings te doen. Ek wil vanoggend net baie dankie sê, broers en susters, om so 'n oggend te beplan en volmaak en perfek te kry, is daar baie werk gedoen. En ek wil begin eers by Estel. Ek dink Estel is by die orgel. Estel het hierdie hele program vir ons aan mekaar gesit, die beplanning en die visie daarvoor gehad. So Estel, ek wil vir jou sê baie dankie. Ons sien verskriklik uit en ek weet dit gaan 'n ongelooflike Paasangdiens wees vanoggend. Baie dankie. Broers en susters, en dan het jy daar, ons sê dankie vir Wes se sanggroep. Vir Nolly Bosman, vir John Fincham, John, dan Wilhelmine Oosthuizen, Tinus Grobler, Mornay Slippers, vir Jannie en Nico Rotman daar agter en vir die hele klankspan daar agter by die klank, vir Karen van der Walt, vir Julius van der Rooyen en dan ook vir Elmarie Pelser. Baie dankie. Nou is ons op die program net na die seën. Dankie.
Uit die evangelie van Johannes hoofstuk 20 vanaf vers 1. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maria Magdalena het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle, "Omdat hulle my Here gevat het, en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar gesien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink, dit is die tuinopsigter, en sy het vir hom gesê, "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar hy hom begrawe het, en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê, "Maria." Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, "Rabboni," dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, "Moet my nie nou vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê, "Ek het die Here gesien," en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het.
seun, die graf is leeg. My hart probeer nog verstaan. Wat beteken dit alles vir ons? Vir gewone mense? Moeder, die leë graf is nie net 'n wonderwerk nie. Dit is 'n belofte. Dit wys dat die dood nie die einde is nie. Moenie bang wees nie. Ek leef. En omdat ek leef, sal julle ook leef. Maar mense is bang vir die dood, vir verlies, vir afskeid. Ek het opgestaan, sodat julle kan weet, die graf is nie 'n eindpunt nie, maar 'n deur na 'n nuwe begin. Julle het die dood gesien, die pyn gevoel, die donker beleef. Maar kyk, dit het nie die laaste woord nie. Liefde het oorwin. Genade het oorwin. Maar wat beteken dit vir my liewe Heer? Ek het nie teruggekom om julle te veroordeel nie, maar om julle te herinner. Julle is geliefd, selfs wanneer julle val. Selfs wanneer julle twyfel. Laat gaan die skuld en die dinge wat julle vasbind. Staan op uit julle eie grafte van vrees, van skaamte, van wanhoop. Daar is met die steen wat weggerol is, vir julle 'n pad oopgemaak. 'n Nuwe begin, elke dag. Dankie, dankie, dankie my Heer. Dis die grootste geskenk ooit. Nou kan ons leef met blymoedige harte en die goeie nuus verkondig en met vreugde leef. Gaan nou in vrede. Wees lig waar daar donker is. Wees hoop waar daar seer is. Wees liefde, want dit is wat die dood oorwin het. So die leë graf roep ons om anders te leef, dan is die leë graf nie leeg nie. Dit is vol hoop. Presies, moeder. Dis vol van God se belofte, vir elke mens, vir altyd. My bestemming was die kruis. My doel was liefde. My rede was jy. Mag jou Paasfees gevul wees met liefde, vrede en vreugde.
Jesus Christus, ons glo in U.
buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan. U het as koning uit die graf gegaan. Breek nou die bande, gooi die boeie neer. Ons is oorwinnaars saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons vir die bruilofsmaaltyd by. Daar klink ons lof, daar klink ons danklied uit. Ons bly by U tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. Hy leef. Die graf is leeg. Die opstanding van Jesus Christus is nie net 'n wonderwerk nie. Dis die klop van die lewe wat deur die hart van ons geloof beweeg. Die kruis het die prys betaal, maar die leë graf het die oorwinning verklaar. Op daardie dag, toe die klip weggerol is iets veel groter as net 'n graf oopgemaak. 'n weg is oopgemaak na vryheid, hoop, vergifnis en die ewige lewe. Jesus het opgestaan, nie net om die dood te oorwin nie, maar om vir altyd te bewys dat niks ons van God se liefde kan skei nie. Daar is geen graf so donker, geen situasie so hopeloos, geen sonde so groot, dat sy opstandingskrag dit nie kan verander nie. Hy is nie net die gekruisigde nie, hy is die lewe. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Matteus 28 vers 6. Paasfees is nie net 'n herdenking nie, dit is 'n viering van 'n lewende verhouding. Ons aanbid nie 'n God wat dood is nie, maar een wat oorwin het, regeer en steeds vandag lewe en werk in en deur ons. Laat die opstanding jou herinner, waar Jesus is daar altyd hoop. Waar sy gees beweeg, is daar genesing, herstel en nuwe begin.
Hy leef en daarom het jy 'n toekoms. Hy leef en daarom kan jy weer opstaan. Hy leef en daarom is die verhaal nog lank nie verby nie. Vier dit, deel dit, leef dit. Strijd is de zwaar in
Hy leef, hy leef, hy leef. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.